Goeiemôre geliefdes en baie welkom by die volgende erediensie by ons as gemeente NG Kempton Park Oos. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om so deur middel van die internet bymekaar te kan kom en ook op die woord van die Here te kan fokus. Geliefdes, ek deel net graag een afkondiging. Die 13de April gaan ons 'n buitelug erediens by die kerk hou. Dit sal op die kerkgronde wees. So op die dag sal daar 2 eredienste wees. Die normale erediens om 9:00 in die kerk en dan op die kerkgronde ook om 9:00 sal ons dan die buitelug erediens hou. En basies wat dit behels is ons nooi alle ouers as ook kinders die wie betrokke is by die kategese om hierdie geleentheid saam te kom bywoon. Daar gaan 'n kort diens wees en geliefdes, dan gaan dit basies maar net 'n gesellige geleentheid wees waar die ouers saam bietjie kan kuier. Daar sal ietsie wees om te eet en te drink en daar gaan springkastele en weet nie wat alles vir die kinders wees om hulle besig te hou nie. So ons nooi almal van julle uit indien julle hierdie geleentheid wil bywoon. Julle is meer as welkom. Geliefdes, kom ons begin vanoggend se erediens in absolute afhanklikheid van die Here en ek lees vir ons 'n wotum. So het die Here my God, die Heilige van Israel gesê: As julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking en bystand van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons saam kan inskakel, daar waar ook al ons onsself in reg verspreid oor die land, maar so ook oor die wêreld. Here, waar ons net hier samekoms kan beleef en weet, maar U is ook hier teenwoordig. Here, dankie vir die wete dat geen nie om waar ons is, geen nie om hoe ver ons hardloop nie. Here, U sal altyd by ons staan. U sal ons versterk, ons ondersteun, ons lei. En daarom prys ons U heilige naam. Here, dankie vir die liefde wat U vir ons elke dag kom wys. Here, is soveel wat ons nie eens kan raak sien nie. En help asseblief dat die dankbaarheid wat hier binne ons opborrel, dat ons dit sal gebruik. Here, dat ons hierdie wêreld sal inbeweeg en ook net kan getuig van die opoffering van U liefde, van U genade. Here, dankie dat ons uit U woord uit, van U beloftes en U wonders kan leer. Dat ons daardeur ook geïnspireer kan word, en weet, maar ons is deel van iets soveel groter, dat ons geroep is tot 'n familie in U naam, en dat ons ook so dit sal dra met trots. Here, laat ons U hande en voete in hierdie gebroke wêreld sal wees, waar elke dag ons oorweldig word deur die gejaagdheid, die chaos, dat ons sukkel. Here, help asseblief dat ons ook daar waar ons is, 'n verskil probeer maak. Laat ons U lig sal skyn, dat ons 'n baken van lig sal wees. En dat ons almal rondom ons ook net die geleentheid kan gun, deur U Gees wat deur ons werk, dat hulle U waarheid sal kan raak sien. Maar Here, dan vra ek ook, wees met elkeen waar dinge dalk moeilik gaan. Here, waar ons regtig swaar dra aan sekere aspekte van die lewe. Ons is maar net 'n paar maande in die jaar en soveel van ons is uitgeput en moeg. En dan mag dalk nie enigsins lig aan die einde van die tonnel wees nie. Here, kom versterk ons, gee vir ons die nodige krag en ook net insig, dat ons nooit al die sleg, al die haat, al die pyn wat hier rondom ons is, dat ons nie dit sal beskou as U teenwoordigheid nie. Nee. Here, U liefde, U genade, U guns is altyd met ons. En daarvoor sê ons dankie. Here, dankie dat ons nou ook so uit U woord kan leer en seën ons dat die boodskap sal deurdring. In U naam alleen. Amen.
Geliefdes, ons skriflesing vir vandag. Ons gaan bietjie later na die twee gedeeltes kyk. Eerstens gaan ons uit 1 Konings 19 lees, en dan sal ek later die erediens afsluit deur Psalm 46 te lees. Maar soos julle weet, dit sal op die skerm verskyn. Daar's klomp verskillende maniere wat ons tot God kan nader. Verskillende geestelike dissiplines of geloofsgewoontes om van te kies. Nou wat is 'n geestelike dissipline of 'n geloofsgewoonte? Baie eenvoudig, dit is 'n aktiwiteit, 'n gebruik of 'n gewoonte waardeur ons 'n verbintenis tot God maak en daarmee saam ook sy naam kan verheerlik. As voorbeeld, ons beleef God in die natuur. Wanneer ons sy ganse skepping aanskou, maak ons die verbintenis, maar dit wat ons besig is om waar te neem, of dit blare is, of die wind, of die see, of die berge, wat ook al, ons weet dat dit alles aan mekaar geweef is deur sy hande. Die Sabbat, of dit nou van Vrydagsson onder tot Saterdagson onder gehou word, of op 'n Sondag, die beginsel bly staan, dat ergens deur die week ken ons 'n rusperiode aan God toe, waardeur ons vir hom kan dankie sê. Bybelstudie, om Bybel te lees, dagstukkies deur te werk. Om tot God te bid. Baie mense is lief daarvoor om joernaal te hou, te skryf oor die verbintenisse wat hulle tot God gemaak het. Om te vas, soos wat baie mense hierdie lydenstyd nou doen. En geliefdes, dit bring my soveel vreugde, hierdie afgelope 2,5 weke wat ons nou al die lydenstyd inbeweeg het soveel mense na my toe gekom en gesê, hulle as familie het doelbewus die keuse gemaak om hiervan of daarvan te vas. En deur dit het hulle 'n nuwe geloofsgewoonte gevorm. Om te gaan stap of te kan oefen, kan ook gesien word as 'n geestelike dissipline. Musiek, om die naam van die Here te kan verheerlik, poësie, om gedigte te lees van die Here of te skryf vir die Here, om kunstig te verkeer, te verf of iets uit ons eie hande te maak tot eer van die Here. Fotografie, om die pragt van God se skepping te probeer vasvang, alhoewel dit so moeilik is. Maar elke keer wanneer ons dan na daardie spesifieke foto kyk, die verbintenis is daar en ons verheerlik die naam van die Here. Maaltye, om dit meer te sien as bloot net 2 of 3 happies wat ons gou neem, maar God wat besig is om ons as sy kinders te voed. Getuienis te lewer, om vir vriende, familie, selgroep dalk, oop en eerlik te kan sê hoe die Here deurgedring het tot een se lewe. Die verskillende sakramente waarvan ons gebruik maak, die doop, die nagmaal, om iets vir iemand te gee wat minder bevoorreg is, te luister na iemand wat bloot net bietjie moet ontlaai, 'n vriend of 'n familielid dalk te help deur moeilike omstandighede. Geliefdes, die lys gaan amper oneindig aan van die verskillende geestelike dissiplines wat ons deel van ons alledaagse lewe kan maak. Maar ek wil vanoggend by 'n spesifieke geestelike dissipline stil staan. Een wat in alle eerlikheid soveel waarde dra tot ons verhouding met God, een wat op 'n daaglikse basis beoefen kan word, en inteendeel moedig ek elkeen van julle aan om dit so te probeer inkorporeer. 'n Geloofsgebruik wat ons oë werklik kan kom oopmaak vir God se teenwoordigheid, as ook hoe afhanklik ons van hom is. Maar aan die ander kant is dit ook so 'n geestelike gewoonte wat baie ongemak na vore kan laat kom en tot vrees in ons injaag. Ek praat van stilte, om werklik voor die Here stil te kan word. En met stilte bedoel ek, ons neem 'n oomblik, of dit nou 'n paar sekondes of 'n paar minute is, en ons verwyder onsself doelbewus van alles wat rondom ons aangaan. Die geraas, die gejaagdheid, alle afleidings, en ons fokus net op die Here. Dit kan gedoen word deur gebed. Ons sit vir 'n oomblik, ons word stil en dan praat ons net met hom. En dis meerderheid van die kere hoe hierdie stilte gebruik word. Maar ons kan ook aan die ander kant dit doen, deur ons gedagtes totaal en al skoon te maak en in absolute stilte net by die voete van die Here te gaan sit. Maar geliefdes, hierdie is nie so maklik soos wat dit dalk mag voorkom nie.
Baie mense het 'n absolute vrees vir stilte en sal alles in hulle vermoë doen om nie daaraan blootgestel te word nie. 'n Baie eenvoudige voorbeeld. Baie van ons sukkel om in die aande aan die slaap te raak as daar nie geraas in die agtergrond is nie. So wat doen ons? Ons sal dalk 'n waaier aansit. Dit hoef nie op ons te waai nie. Net bloot daardie konstante geraas help ons om ons gedagtes in 'n manier te kontroleer. Baie keer sal die televisie aangelos word of musiek sal aangesit word. Wit geraas is wat ons dit noem, of dan white noise. So die vraag wat dan na vore kom, hoekom? Hoekom is ons so bang vir stilte? Wel, in alle eerlikheid, daar is 'n hele klompie redes. Ek wil graag net 'n paar deel. Eerstens, ons leef in 'n gejaagde wêreld. Alles beweeg so vinnig, vorder so vinnig, groei so vinnig, en die verwagting is, ons moet op een of ander manier dieselfde pas handhaaf. Want indien ons dit nie gaan doen nie, gaan ons eers verlore raak of nie meer relevant wees nie. Daarby saam, die hoeveelheid verantwoordelikhede van vandag raak net al hoe meer en meer. Ek dink almal van ons sal hiervan kan getuig dat deesdae sukkel ons om bloot 5 minute vir onsself te vat. Want ons spring van die een verantwoordelikheid na die volgende, baie keer tot en met ons kop die kussing tref. En dan in daai klein oomblik van stilte begin ons bekommer oor môre se verantwoordelikhede. Die lewe vandag is net een groot gejaag en ons sukkel om by te bly. Tweedens, ons word oorgestimuleer in die wêreld van vandag. Wat beteken dit om oorgestimuleerd te wees? Baie eenvoudig gestel, ons sintuie neem alles wat rondom ons aangaan in. Dit wat ons sien, wat ons hoor, wat ons voel, ensovoorts, ensovoorts. En ons brein moet daardie inligting prosesseer. Maar dit vat tyd. In 'n besige wêreld soos vandag, werk ons brein oortyd om hierdie inligting te prosesseer. Van die geraas rondom ons, die selfone, rekenaars, televisie, al die mense rondom ons, die verkeer op die paaie, daar's duisende voorbeelde om aan te dink. En ek wil eintlik so ver gaan as om te sê, ons het nie genoeg tyd in 'n dag om alles waaraan ons blootgestel word te prosesseer nie. So wanneer ons dan 'n oomblik ergens in die dag kan stil word, dan kom al daai gevoelens, al daai inligting wat geprosesseer word en dit spoel soos 'n brander bo oor ons. En dit lei na angs, stres, frustrasie tot moedeloosheid. So daarom hou ons onsself eerder besig met allerlei dinge, sodat ons nie daarmee gekonfronteer hoef te word nie. Derdens, om stil te word beteken, ons kyk ons eie probleme in die oë. Bedoelende, wanneer ons 'n geleentheid het om werklik stil te word, kom al die moeilike en uitdagende gedagtes na vore wat so swaar op ons harte druk, want ewe skielik het ons nie ietsie om dit mee uit te doof of dit te probeer onderdruk nie. Ons raak eerlik met onsself oor die foute wat ons dalk gemaak het, ons eie tekortkominge. Ons raak eerlik oor die bekommernisse wat op ons deurstoep vir ons wag. Ons reflekteer oor alles wat in ons lewens aangaan, en dan tref dit ons. Maar ek is eintlik broos. Ek is eintlik breekbaar. Ek maak baie foute, meer as wat ek ooit gedink het ek doen. Ek is nie perfek nie. Geliefdes, wat is makliker? Om ons ongemaklike denke, wat gewortel is in bekommernis en angs, aan te durf, of om eerder onsself met iets anders besig te hou en van daardie realiteit te ontsnap? Daar is nog baie ander redes waarom ons stilte vrees. Maar die punt wat ek probeer oordra is, in die wêreld van vandag word daar 'n sekere klimaat geskep, dat indien ons nie bybly by al die chaos, al die gejaagdheid, indien ons enigstens tekens van swakheid of broosheid wys, gaan ons wegval en nie meer relevant wees nie. Sal mense nie meer na ons kyk en sê dat ons suksesvol is nie. So as stilte
hierdie geloofsgebruik dan so vreesaanjaend is. Waarom moet ons 'n deel maak van ons lewens vandag? Hoe kan iets wat so kommerwekkend is, ons help om ons verhouding met God te versterk? Die antwoord gaan, soos hulle in Engels sê, baie counterproductive voorkom. Soos julle weet, ons is in die lydenstyd nou, wat as 'n voorbereidingsperiode vir Paasfees dien. Maar in hierdie periode is daar 3 hoofelemente waarop daar gefokus word. Eerstens, ons erken onsself as broos. Ons gaan uit ons pad uit en ons is eerlik met onsself oor ons probleme, oor ons tekortkominge. Ons spandeer tyd waar ons tot die Here keer en vir hom sê, maar Here, hier het ek 'n fout gemaak. Daar het ek iemand seer gemaak, meer as wat ek van plan was om te doen, maar dit is hoe dit uitgedraai het. Hier val ek kort van dit wat U van my verwag. En dit is uiters moeilik. Dis moeilik as ons onsself in die oë moet kyk en sê, maar hier het ek 'n fout aangegaan. Hier het ek werklik iemand se hart gebreek. Maar saam met dit, in die wêreld van vandag word daar soveel klem geplaas op ons eie vermoëns. Wat is die titel wat ek het in die samelewing van vandag? Hoe suksesvol is ek? Dit gaan oor die bevordering en die opheffing van die individu. En hoe meer ek toe in staat is, hoe meer sukses sal aan my gekoppel word, want dit is mos wat belangrik is in die wêreld van vandag, hoe suksesvol ek is. Maar in die lydenstyd doen ons presies die teenoorgestelde. Ons breek die ek af. Ons gaan teen dit wat die wêreld doen. In plaas van ons wat hierdie masker probeer ophou van ek is tot alles in staat en ek kan alles doen, erken ons onsself as deel van die probleem. Dis die eerste element waarop ons fokus. Tweedens, ons het nou vasgestel, maar ons is deel van die probleem. 'n Probleem moet dan tog opgelos word. So, wat moet ons nou doen? Ons is nie in staat om dit te doen nie, maar ons het erken hier is 'n werklike probleem. Nou fokus ons op Jesus Christus en dit wat hy vir ons kom doen het. Of in ander woorde, in ons gebrokenheid het daar 'n oplossing na vore gekom. Jesus Christus het al ons sondes op homself geneem en hy het dit afbetaal aan die kruis. Hy het pyn verduur, hy het gelei vir niemand anders as vir ons nie. Derdens, nou dat ons erken, maar die Here het alles vir ons kom doen. Ek het geen bydrae gehad in my verlossing nie. Kan ons nie anders as om ons afhanklikheid van hom te erken nie. As ons na die groter prent gaan kyk, hoe die mens keer op keer al runs op God gedraai het, toe Christus op aarde was en sy eie mense hom verwerp het, beskuldig het van godslastering, en hy het steeds deurgegaan om vir ons aan die kruis te sterf, kan ons nie anders as om op ons knieë voor hom neer te val en te sê, maar Here, sonder U is ek niks. En dit is oor hierdie 3 elemente, wat die lydenstyd die perfekte geleentheid is, vir elkeen van ons om 'n nuwe geloofsgewoonte aan te leer en deel te maak van ons alledaagse lewens, om stil te word voor hom, te ontsnap van die gejaagdheid daar buite. So om terug te kom by die vraag, waarom is stilte dan so belangrik vir ons verhouding met die Here? Wel, geliefdes, ek wil dit antwoord deur 'n vraag te vra. Wie of wat is die grootste vyand as dit kom by ons verhouding met God? Wie of wat verhoed ons om 'n dieper, sterker, Bybels gefundeerde verhouding met die Here te hê? Baie mense sal sê, maar die grootste vyand vandag is die wêreld, die gejaagdheid, die samelewing, hoe die mense bloot net lewe. Party mense sal sê, maar dit is geld, mammon, en mense wat enigiets sal doen om meer daarvan te kry. Baie keer dit ten koste van ander.
Party sal sê, maar nee, ons grootste vyand is nie gelowiges of ander gelowiges. Ander sal weer sê, maar dit is die duiwel. Die duiwel trek ons weg van die Here af. Hy verlei ons, hy probeer tussen ons en die Here in beweeg. Die grootste vyand, as dit kom by ons verhouding met die Here, is ek. Die ek as individu. Ek wat kies om eerder my waarde te bepaal volgens die samelewing van vandag en nie die Here nie. Ek wat kies om die skatte van die aarde by mekaar te probeer maak en nie te fokus op wat die Here van my verwag nie. Ek wat kies om meer te vertrou op my eie vermoëns en nie op die Here nie. Ek wat kies om te sondig. Ons grootste vyand, as dit kom by ons verhouding met die Here, is ek self. Maar dit is hoekom stilte so spesiaal is. Want wanneer ons in stilte voor God keer, erken ons hierdie ek, wat in die pad staan tussen my en die Here. Erken ons eie gebrokenheid, en reik ons uit na die Here toe, en ons sê vir hom, help my. Help my om die nodige veranderinge te maak. Here, ek erken my afhanklikheid van U. Die verhaal van die profeet Elia vertel vir ons iets van die wonder van stilte en hoe hy God daarin gevind het. Baie kortliks opgesom, die van julle wat dalk meer hiervan wil lees, gaan lees gerus 1 Konings 18 en 19. Elia het klomp profete van Baal, die aanhangers van Baal, het hy doodgemaak. En toe het Isabel, die vrou van die koning Ahab en 'n voorstander van hierdie geloofsbeweging onder Baal, het toe 'n boodskap na hom toe gestuur. Sy het 'n boodskapper gevat en 'n boodskap aan die profeet Elia oorgedra. Hierdie boodskap lees soos volg, 1 Konings 19 vers 2. Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete het nie. Sy was kwaad en sy wou Elia doodmaak. En Elia het gevlug vir sy lewe. Hy het die woestyn ingevaar en daar onder 'n besembos het hy gaan lê. En hy het gewens dat hy sy dood gaan en hy het dit so oorgedra aan die Here. Ek lees 1 Konings 19 vers 4b. Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Elia het tot die Here gekeer in die diep gat waarin hy gevind was. Hy kon nie meer nie, hy wou opgee. Sonder enige masker, sonder enige voorkeur, het hy so na die Here toe uitgereik. En hy het homself erken as die brose, sondige mens wat hy was. Hy het toe aan die slaap geraak, en 2 keer het 'n engel hom wakker gemaak, wat kos by sy kop kom sit het, en die engel het hom aangemoedig om te eet, sodat hy sy kragte weer bymekaar kon kry. Hy het toe vir 40 dae en vir 40 nagte het hy so rondgebeweeg, tot hy by die berg van die Here uitgekom het, Horeb. En daar het hy in 'n groot grot ingegaan. En dit is hier waar die Here aan hom verskyn het. Ek lees 1 Konings 19 vers 11 tot 13. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia?
Elia het vir God gehoor, nie in die wind nie, nie in die aardbewing, nie in die vuur, nie in die chaos en die tekens van magte en kragte nie, maar in die wind stilte. Dit is in hierdie stilte, na Elia wat homself so aan die Here oopgemaak het, sy broosheid voor hom bekend gemaak het, wat hy die stem van die Here kon hoor. Iets wonderbaarliks gebeur, waarin ons God nader en aan hom oorgee, en in daardie oomblik, al is dit 'n halwe minuut, 'n minuut of meer, iets wonderbaarliks gebeur net. Daarom, geliefdes, moedig ek elke liewe een van julle aan, soos ons deur hierdie lydenstydperk beweeg, maak 'n punt daarvan om voor die Here stil te word, 'n nuwe geloofsgewoonte aan te leer en as familie dalk in te korporeer. Sny jouself af van alles wat rondom julle aangaan, maak julle gedagtes skoon en nader net tot hom. Dit kan wees deur gebed of om in absolute stilte voor hom te verkeer. En wanneer angs en bekommernis intree, moenie daarvan vlug nie, want dis gewoonlik wat ons doen. Verwelkom dit. Moenie terugkeer na die gejaagdheid van hierdie wêreld nie. Sit vir 'n oomblik in ons gebrokenheid by die voete van die Here en vra hom om julle te lei die pad vorentoe. Hy was nog altyd gewillig om te help. Geliefdes, ek sluit af deur Psalm 46 te lees en daarna gaan ek oorlaat in 'n oomblik van stilte. Vir die koorleier, 'n psalm van die Koragiete, op die wysie van jong vroue, 'n lied. God is ons toevlug en ons krag. In nood is hy gereed om te help. Daarom sal ons nie bang wees nie, al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see, al bruis en skuim die waters, al skud die berge as die water styg. Die strome van die rivier bring vreugde in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God self woon daar, dit sal nie beweeg nie. As die dag breek, sal God kom help. Die nasies rumoer en koninkryke wankel, God praat en die aarde versmelt. Die Here, die Almagtige, is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. Kom, aanskou die werke van die Here, wat verwoesting bring op die aarde en oorloë beëindig oor die hele aarde. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. Die skilde verbrand hy met vuur. Wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. Here, dankie vir 'n geleentheid waar ons werklik kon stil word. Here, waar ons by u voete kan gaan neerlê. Help asseblief dat ons dit as ons tuiste sien. Dat ons daardeur ook net ons afhanklikheid van u kan erken. Maar dat ons oop en eerlik sal wees oor daar waar ons kortval. Here, dit is nie maklik nie en daarom vra ons vir u om ons hiermee te help. Maar laat ons hierdie geloofsgebruik van stilte
deel van ons lewe sal maak, deel van ons verhouding met U, en dat ons daardeur net nader en nader aan U sal groei. Ons prys U naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons sal versterk, bemoedig en lei, sal by elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.